Ek hoop die video is so klein bietjie meer interessanter as wat jy dalk al gesien het van gitaarwesse vir almal. Ons kyk na die E-vorm. Daai vormpie soos jy E speel, kan deur die nek skuif. En ons gaan ook weer kyk na die A-vorm. Kan ook deur die nek skuif. Die A kan ook gespeel word met een vinger. Mense raak aan die onderste snaar, maar jy gaan hom nie speel nie. Nou, daar is al heelwat video's gemaak oor die E-vorm en die A-vorm. Ek wil nou 'n bietjie praat oor note wat los is. Wat ek weet nie eens hoe om dit self te sê nie. Wat pas by die akkoord en sommer ietsie moois word. As jy E speel, kan jy dit gaan doen. Nou kyk mooi. Kyk weer. En terug gaan na die E toe. As jy daai vorm of paar nootjies vat, kan jy nogal iets baie moois maak. Beweeg net op 2 snare. By die tweede fret, die 5de snaar en by die 4de fret, die 5de snaar. En jy sak met jou vingers en doen presies dieselfde. So dit wat jy by die boonste snaar doen, gaan jy die snaar onderkant doen ook. Maar daai beweging moet jy jou eie maak. Jy hoef nie myne te speel nie, want dit wissel so baie wanneer mens speel. Jy kan nou 'n E gaan speel. Jy moet daai losnote in enige denkbare vorm begin speel. Van die eerste vinger, tweede vinger na die, of van die eerste vinger, derde vinger, eerste vinger, derde, of derde, eerste, derde, eerste, derde. Jy moet dit gaan opmaak, en dit kom met baie speel. Wanneer jy nie meer weet eintlik wat om te oefen en wat om te doen nie, gaan speel bietjie die losnote. Maak die E mooi, as ons na die A toe gaan, kan jy dit gaan doen. Jy moet jou eie vorms naderhand begin skep en fabriseer. Dit help nie net om na my vingers te kyk nie, jy moet dit jou eie maak en jy kry dalk iets wat baie mooier is. Jy begin deur die A akkoord te speel, dan by die tweede fret die tweede snaar, eerste vinger, dan die tweede vinger by die derde fret, en dan die derde vinger by die vierde fret, eerste vinger by die tweede op die derde snaar. So jy begin op die tweede snaar. So dis 'n bewegingkie van losnote wat jy op 'n A doen. Maar nou net om alles te weerspreek wat ek nou net gesê het, kyk nou wat gebeur.
Jy kan 'n E speel en jy kan die patroontjie van die A vat. Na die A toe gaan en die patroontjie van die E vat. So jy kan eintlik enige iets doen. Jy kan enige iets doen wat vir jou mooi is. Jy sal baie gou agterkom en vir jouself sê, hoorie, dit is nie baie lekker nie, dit klink nie baie mooi nie. So speel rond met 2 patrone. En sit jou A en jou E akkoorde by, saam met die losnote. Ek hoop dit was bietjie interessanter as wat jy al gesien het. Hi, vandag is ons by die laaste les wat gaan oor die kortpaaie van C, F en G. Daar's 4 video's wat gemaak is, gaan kyk gerus. Die kortpaaie tussen 'n C en 'n F en 'n G akkoord. By die 8ste fret in 'n F vorm. Kry jy C. Bly by die 8ste vinger gaan na die 2de snaar van bo, op die 5de snaar. Eerste vinger en die 3de vinger is op die 10de fret, die 2de, 3de en 4de snaar. Die G-akkoord gaan ons kry op die 7de, dit wil sê net 1 fret terug. Soos ons in 'n vorige video na die F gekyk het, gaan die G dieselfde vorm hê. By die 7de, eerste vinger oor 3 snare, tweede vinger op die 2de snaar, by die 8ste fret en die 3de vinger lê by die 9de fret op die 4de snaar. Daai vorm word eintlik maar net gebore uit 'n gewone D-akkoord vorm. Soos jy 'n D speel, jy skuif hom na 5 toe, het jy 'n F. Na 7 toe, het jy 'n G. Maar nou maak jy hom bietjie voller deur 1 vinger by te sit. En dit is die 3de vinger, wat op die 4de snaar kom. So jy het 'n C, jy het 'n F, jy het 'n G, jy eindig by die C. Ek hoop jy verstaan die kortpaaie. Dit is ook lekker om nie te veel heen en weer oor die nek te beweeg en jou akkoorde te soek en te kry naderhand nie.